wagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doornbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, Hallo my liewe mens, baie welkom saam Ben en Francis by die Braambos en dankie dat jy hier is, dankie dat jy tyd neem om nie na Ben Loucher te luister nie, maar na die woord van God, geïnspireer deur die krag en die salwing van God se Heilige Gees. Ek onthou, 'n paar jaar terug, lees ek 'n artikel wat sê, Einstein het gesê, die mense gaan al hoe slimmer word. Hulle gaan so slim word, dat hulle begin dom goed doen. So slim wees, in plaas van om vooruit te gaan hulle agteruit beweeg. Hulle gaan te slim wees. En nou ervaar ek dit in die bediening. Dis regtig vir my asof mense, ek wil amper sê minder slim is. Mense goed vir te maklik van selfsprekend aanneem. Mense, die Bybel het die geskrewe woord van God en in plaas van om dit in te asem, oor dit te blaai, oor dit te kyk. In plaas van om te besef, as ek my oë toemaak en ek sê, Come Holy Spirit, I need thee. Dan is daar 'n lewende God wat hoor wat ek sê, wat sintuie het soos ek, wat my hartklop kan voel, en sê ja, ek hoor wat jy sê my kind. Ek het hierdie, ek wil net nie sê as 'n geloof nie, maar hierdie gevoel dat Christene vandag die woord van selfsprekend aanvaar en nie baie waarde heg daaraan nie. Ek weet nie, hoe sê jy so? Dit is eintlik baie maklik. Ons almal ken die gebeurtenis waar Petrus vir Jesus verraai het en toe na Jesus opgestaan het, toe gaan vang hulle vis en hulle kom terug en hulle kom op die wal en daar's 'n vuurtjie en daar's 2 visies en broodjies en Jesus sê in Johannes 21:15, toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus. Ek wil net hê jy moet so 'n oomblik Simon Petrus se skoene aantrek. Net so 'n oomblik vergeet van die gebeurtenis, want dit is nie 'n verhaal nie. Hier staan 'n man en hy vra vir 'n ander man, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie Petrus se skoene aantrek en jou oë sluit en hoor hoe Jesus nou sê, Ben, seun van Louis en Nelly Loucher, het jy my waarlik lief? Francis,
dogter van Steve en Joan Wales, het jy my waarlik lief? Wat gaan jy antwoord? Wat gaan jy antwoord? Wat sê jou verstand moet jy antwoord? En wat sê jou hart jy moet antwoord? My verstand sê, ek moet sê, ja Here, U weet dat ek U lief het. Dis common sense. Ek het so groot geword. En toe ek 'n klein seentjie was, en ek het gehuil oor mammie wat oorlede is, het ouma my op haar skoot getel en sê, moenie huil nie, sy is by liewe Jesus. Ouma, wat moet ek doen om ook by liewe Jesus te wees? Jy moet 'n soet seentjie wees. Jesus is lief vir soet seentjies. Liewe Jesus is lief vir jou, my kind. En jy moet lief wees vir hom. En toe begin daar 'n tradisie gebore word uit, ek moet liewe Jesus lief hê. Ek moet liewe Jesus, maak nie saak of dit sin maak of nie, as iemand vir my sê, het jy Jesus lief, moet ek sê, ja. Ja, U weet dat ek Jesus lief het. Pastoor, jy weet ek het Jesus lief. Gemeente, as ek nie Jesus lief gehad, het ek op die kansel gestaan nie. Ek dink dit is een van die grootste leuns van ons tyd, wat die duiwel ons in vasgevang het, om vir ons te sê, jy moet met jou verstand besluit, hoe lief is jy regtig vir Jesus. Jesus vra vir jou en vir my, hy sê, het jy my waarlik lief, meer as alle. Ja Here, U weet dat ek U lief het. Het Jesus hom geglo? Nee, hy het nie. Want hy het geweet, hy dink met sy verstand. Hulle spot baie, hulle sê, vir 'n man is 1 + 1 2. Vir 'n vrou is 1 + 1, 1 en 1, 11. Plus en 1 is veronderstel om dieselfde te wees. Hulle sien dit uit 'n ander oogpunt. Ek wil vir jou vra vandag, as Jesus, God die Vader, deur die krag van die Heilige Gees, vandag vir Ben Loubser vra, en deur Ben Loubser vra die Heilige Gees vir jou, het jy Jesus waarlik lief? Waarmee antwoord jy? Kopkennis, geskiedenis, dis die regte antwoord, dis die antwoord om te gee. Is dit regtig hoe jy in jou hart voel? Nee, dis heeltemal 'n ander saak. Het ek en jy regtig Jesus lief? As ek dink aan die woord wat sê, wat is die belangrikste in die Bybel? En Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jou naaste. En jy moet Jesus lief hê, en jy moet die Heilige Gees lief hê, dan kry ons hierdie tradisionele antwoorde. Ek vra vir mense, het jy Jesus lief? Ek gaan kerk toe. Dis nie die antwoord, dis nie die vraag nie. Ek gee my 10de. Dis nie die vraag nie. Ek is 'n goeie mens. Dis nie die vraag nie. Ek bak koekies. Ek dien op die raad. Ek is elke tweede, derde Sondag in die kerk. Dis nie die vraag nie. Jesus vra, het jy my lief? As jy my nou so sê, Ben Loubser, het jy Francis Mary Loubser gebore Wales lief? Dan sê ek, ja, onvoorwaardelik lief. Wat se bewys het ek? Ek sal alles vir haar gee wat ek kan bekostig. Ek sal alles doen na my vermoë wat sy my vra. Ek sal haar oppas, ek sal haar bewaar, ek sal vir haar sorg, ek sal haar dra as sy nie kan loop nie. In my hart het ek haar onvoorwaardelik lief.
Met my verstand het ek al baie lief, maar sy maak my kwaad. Maar sy maak my nie hier kwaad nie, sy maak my hier kwaad. My liewe mens, hoe lief is ek en jy regtig vir Jesus? Onvoorwaardelik. As jy in die kerk sê, wie het Jesus lief? Amen. Dan voel ek baie keer of ek kan sê, shut up, julle lieg. Meneer, het jy jou vrou lief? Mevrou, het jy jou man lief? Ja, ek het hom lief, maar ek drink dan slaan ek haar. Hoekom drink jy en slaan jy haar? Want sy drink dan vloek sy my. Is dit liefde? Nou die dag het ek WhatsApp hier op my foon geland van 'n pa wat 'n klein seentjie wat huil voor sy bors skop dat hy daar op sy boutjies gaan sit. Jy het nie daai kind lief. Ek skop nie hierdie hond wat ek weer sien nie langs my kom opkruip het nie. Ek skop haar nie. Nee, as hy hier 'n blertsie maak op my mat, dan wiks ek haar 2. Nie met my hande nie, want sy ken nie verskil tussen liefde en 'n pak nie. Ek gebruik hulle nie al. My liewe mens, lieg jy as jy sê ek het Jesus lief? Is God die almagtige Vader nog die Alfa en die Omega, die begin en die einde van jou lewe? Ek het Jesus lief met my hele hart, my hele siel en my hele verstand. Dit beteken ek gaan ophou die Bybel vat en bladsye uitskeer en gaan ophou maak soos ek maak. Daar's 'n liedjie geskryf, I did it my way. Here Jesus, help my dat ek nie meer in my lewe sal sê, Ben Loubser, I did it my way nie. Dear Lord Jesus, I want to do it your way. Waar kan ek uitvind, wat is Jesus se weg? Hier is sy weg, sy woord, sy lig vir my en jou pad. Ons is lief vir Jesus, maar ons gaan nie na sy huis van aanbidding toe. Ons is lief vir Jesus, maar ons dra nie by nie. En dit gaan nie net altyd oor finansies. Partykeer het die huis van die Here iemand nodig om die gras te sny of die roller, 'n verfroller te stoot. Liewe mens, ons is so nie betrokke by Jesus nie. Ons lees nie meer sy woord nie. Ek sê, jy moet hom nie lees nie, jy moet hom inasem. Ons bid nie meer nie. Ons hou nie meer huisgodsdiens nie. Ons stel nie meer Jesus in alles eerste nie. Leon Ferreira sing 'n liedjie jare terug uitgebring, fantastiese lied waar hy sê, die ou het tot bekering gekom en nou moet hy kies tussen Saterdag aand se dans in die stadsaal of praise and worship in die kerksaal. Dan kies die Christene die dansbaan. Daar's niks meer verkeerd volgens my om te dans nie. Terwyl jy te sê met jou eie vrou dans, en net met haar dans, en nie vuil gedagtes het nie, en nie sonde kans gee in jou lewe nie. Maar as ek moet kies op 'n Sondagmôre tussen die mall en 'n draai roomhuis en die woord van God in die huis van die Here, dan kies ek nie die kerk nie. Ek kies nie die samekoms van gelowiges nie. Want die gelowiges lieg. Die kerksmense lieg, die Christene lieg. Ek het God lief. Pas my skaap op. Doen my wat my woord sê. Aanbid my soos ek aanbid behoort te word. Nie soos jy wil nie, soos my wil geskied. Wat se woordeskat, en ek wil hê ek gaan nou na my telefoonnommer gee, op my WhatsApp skryf, en sê as jy hier gesit het waar ek sit, en jy het met my gepraat waar daar sit waar jy sit, wat sou jy vir my gesê het om my te laat wakker skrik en te sê, weet jy wat, ek het God nie regtig lief nie, ek het Jesus nie regtig lief nie,
Ek het hom flou lief, ek het hom lou lief. As jy regtig lief is vir jou lewensmaat, sal jy nie elke middag, as jy 4 uur van die werk af moet ry en 4:30 by die huis moet kom, 12 uur dronk by die huis aankom nie, of jy 'n man is of 'n vrou is nie. As jou kinders, jou ouers vir jou sê, moenie die dassies op die strand voer nie, hulle is gevaarlik, dan sal jy nie agter hulle rug brood vat en die dassies gaan voer en huil as hy jou klein sissies se pinkie gebyt het nie. Jy sal nie, want as jy jou mamma en pappa lief het, sal jy hulle eer en gehoorsaam wees. As jy Jesus lief is, sal jy hom gehoorsaam wees en jy sal hom bo alles eerste stel. Die vraag is, het jy Jesus waarlik lief? Ek wil hê jy moet vir my 'n WhatsApp stuur. Ek wil hê jy moet sê, ek het Jesus waarlik lief. Of ek is maar lou, of nee, ek het hom nie lief nie. As jy hom nie lief het nie, maak soos jy wil. Maar moenie sê ek het hom lief en lieg nie. Want jy gaan voor 'n lewende God staan en hy gaan sê, gaan weg, ek ken jou nie. Here, help hierdie tong van leuns, hierdie gees van lieg wat in ons Christene leef. Here, jaag hom weg in Jesus naam. Here, ons verdien dit nie, maar ons smeek dit. Here, help ons om U waarlik lief te hê en U te dien soos U behoort gedien te word. Here, laat elke mens, by my, ek ingesluit vandag, as ons sê, Here, Jesus Christus, ek het U waarlik lief, dit uit my hart uitkom, uit my verstand uitkom, uit my hele menswees uitkom. Ek het bedoel en dit leef in Jesus naam. Amen. My telefoonnommer is 072 577 1196. 072 577 1196. Baie dankie vir elke gebed, baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het, baie dankie vir elke finansiële bydrae, dit maak moontlik dat ons kan aanhou. Baie dankie dat as jy hierdie op Facebook of enige ander YouTube of iets sien, dat jy sal like, subscribe en aanstuur vir almal om daarna te luister. Dit tel 'n punt om ons uitsendings te promoveer. Baie dankie dat jy deel is van Jesus by die Braambos. Baie liefde, Ben vir ons is Loupshire. Ons is van Jesus is Lig Gemeente in Eastvale Springs, pastoor Roan Marie. Die Here seën nie, baie liefde. Ons is van Eastvale in Springs. Amen.